Baie welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 11 van die NSS 2024 vraestel 2. Onthou om te subscribe indien jy dit nog nie gedoen het nie. Okidokie, kom ons begin met hierdie vraag. Hierdie is 'n sirkelmeetkunde vraag. In die diagram is A, B, G en F punte op die groter sirkel. 'n kleiner sirkel is getrek om die groter sirkel inwendig by A te sny. EA is 'n gemeenskaplike raaklyn aan beide sirkels. EBCF is 'n raaklyn aan die kleiner sirkel by C. AC is verleng na G. AF sny die kleiner sirkel by T. AB, CD en GF is getrek. Nou moet ons 'n paar vrae beantwoord. In vraag 11.1 sê hulle vir ons dat hoek EAG, dit is nou hierdie hele hoek, is X. En ons moet nou met redes 4 ander hoeke bepaal wat gelyk is aan X. OK, kom ons begin. Deur te kyk na die kleiner sirkel, deur gebruik te maak van die raaklyn koordstelling, kan ons wys dat hoek D1 ook gelyk moet wees aan X. Deur gebruik te maak van 'n soortgelyke redenasie, kan ons bepaal dat C1 ook X moet wees. Ons gebruik in hierdie geval raaklyn EF aan die kleiner sirkel, en dan is C1 gelyk aan X deur gebruik te maak van die raaklyn koordstelling. Raaklyn koord. OK. Hoek C4 moet gelyk wees aan hoek C1 wat gelyk is aan X, en dit is omdat C1 en C4 regoorstaande hoeke is. AFG moet gelyk wees aan EAF, en dit is as gevolg van die raaklyn koordstelling. En dit is uiteraard ook gelyk aan X. In hierdie vraag het ons baie gebruik gemaak van raaklyn koordstellings. In vraag 11.2 moet ons bewys dat AG maal met AD gelyk is aan AC maal met AF. Om dit te doen, moet ons kyk na 2 verskillende driehoeke. Ons gaan kyk na driehoek ACD, dit is nou hierdie driehoek, en ons gaan ook kyk na driehoek AGF. En nou wil ons bewys dat hierdie 2 driehoeke gelykvormig is. Om te begin kan ons sê dat hoek A3 is gemeenskaplik. Okay. Ons het ook reeds bewys in die vorige vraag dat hoek AFG is gelyk aan hoek D1, en dit is gelyk aan X, en dit is reeds bewys. OK. En dan het ons ook dat hoek C2 moet gelyk wees aan hoek AGF, wat gelyk is aan X, en dit is as gevolg van die som van die som van die binnehoeke van 'n driehoek.
Fantasties. Ons kan nou die gevolgtrekking maak dat driehoek ACD is gelykvormig aan driehoek AGF. En dit is omdat ons drie hoeke het wat in dieselfde is. So die verhoudings moet dieselfde wees. Nou kan ons die verhoudings van die gelykvormigheid gaan neerskryf. So, dus kan ons sê dat AC gedeel deur die eerste 2 gedeel deur die ander eerste 2 is gelyk aan die laaste 2 gedeel deur die laaste 2 van die 2 verskillende driehoeke, en dit is ook gelyk aan die eerste en die laaste CAD gedeel deur AF. Hoekom kan ons dit doen? Want hierdie is gelykvormige driehoeke en daarom het ons sye in dieselfde verhouding. Maar kom ons gaan kyk weer na wat hulle spesifiek wil hê. Ons kan sien dat ons glad nie CD of GF gebruik nie, so ons kan dit net ignoreer. Ons kan nou deurgangs maal met AF en met AG. Dan gaan ons kry AC maal met AF is gelyk aan AG maal met AD. En dit is presies wat hulle wou gehad het ons moet bewys. In vraag 11.3 moet ons bewys dat driehoek AGF is gelykvormig aan driehoek ABC. Om dit te doen, let wel dat hoek G is gelyk aan hoek B. En die rede daarvoor is eenvoudig dat dit hoeke in dieselfde segment is. Onthou, in vraag 11.1 het ons bewys dat hoek AFG is X en C1 is ook X. Ons sal dit nou hier moet gebruik. Hoek A3 moet gelyk wees aan hoek A2 en dit is as gevolg van die binnehoeke van die driehoek. En nou kan ons sê dat driehoek AGF is gelykvormig aan driehoek ABC. Maar hoekom? Want dit is hoek, hoek, hoek. En dit is die finale antwoord. In vraag 11.4 moet ons hierdie bewys. Dit is nogals 'n mondvol. Ons het in die vorige vraag bewys dat driehoek AGF gelykvormig is aan driehoek ABC. En ons gaan dit nou gebruik om ons bewys te konstrueer. Ok, kom ons gaan aan. So, vanuit hierdie kan ons kry dat ons die verhouding het dat AG op AB gelyk is aan GF op BC en dit is gelyk aan AF op AC. En jou rede gaan wees, kom ons herrangskik dit. Dan gaan ons kry GF is gelyk aan BC maal AF gedeel deur AC. Wat hierdie beteken is dat driehoek ACD moet gelykvormig wees aan driehoek FGC. Hoekom? Want ons het drie hoeke wat gelyk is aan mekaar. Nou kan ons weer eens gelykvormigheid gebruik om die verhouding te bepaal. So ons het dan AC oor FG is gelyk aan CD op GC en dit is gelyk aan AD
oor FC. Maar hoekom? Dit is so, omdat ons gelykvormige driehoeke het. Ons kan nou kry dat AC gelyk gaan wees aan AD maal FG gedeel deur FC. Okay. Ons het nou twee verskillende vergelykings. Ons het 'n vergelyking vir AC en ons het ook 'n vergelyking vir GF. Okay. Ons gaan eenvoudig AC invervang in die vergelyking van GF. Kom ons doen dit. So, GF is gelyk aan die BC maal AF gedeel deur, kom ons skryf dit maar met 'n gedeel deur AD maal FG op FC. Dit is maar net 'n substitusie. Reg, kom ons vereenvoudig dit. Ons gaan nou eers dit flip en maal. So dit raak BC maal AF maal FC op AD maal FG. Nou gaan ons aan beide kante vermenigvuldig met FG. So GF kwadraat is gelyk aan BC maal AF maal FC, alles gedeel deur AD. En dit is presies wat hulle wou gehad het ons moes bewys. En dit is die einde van die hele vraag en ook die hele vraestel. Baie dankie en lekker dag verder.